Die Satan is baie slim. Hy het die hele wêreld, die Christenwêreld, om die bos gelei. Ons praat vandag van die Bybel as die woord van God. Dit is nie die woord van God. Was nog nooit gewees nie. Jesus Christus is die woord van God. Die Bybel is die heilige skrifte, ja. Paulus het gepraat van die heilige skrifte, hy het nooit gepraat van die woord van God. Jesus het ook gepraat van die skrifte. Hy het vir die Fariseërs gesê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle daarin die ewige lewe wil ontvang, maar julle weier om na my toe te kom, om die lewe te ontvang. En vandag glo mense, en die Satan het hulle so dit vertel, en hulle glo dit. Hulle glo dat as hulle die Bybel het, het hulle die woord van God. Nee my vriend, jy het nie die woord van God nie, jy het die heilige skrifte. Jesus het gesê, die mens sal van brood alleen nie lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En waar gaan jy daai woord hoor? By Jesus homself. Jesus sê, Johannes 10 vers 27, my skape ken my stem en hulle hoor my, hulle luister na my. Dis waar ons die woord van God hoor. As ons sy skape is, sal ons sy stem ken. Maar ons is om die bos gelei, ons dink ons het die woord van God. Ons lees die Bybel is die woord van God. Dis nie die woord van God nie, my vriend. Jy het nog nooit die woord van God gehoor nie. As jy nie Jesus gehoor praat het met jou nie, het jy nog nooit die woord van God gehoor nie. Dan is jy dalk nie een van sy skape nie. En Jesus gaan vir baie mense na die dag sê, gaan weg van my. Ek het jou nooit geken. Wat is die Bybel? Die Bybel is die heilige skrifte. Dit is geskiedenis van wat God gedoen het. Dit is profeseë van wat God gaan doen. Dit is die gebooie van God. Dit is die gebooie van Jesus. Die woorde van Jesus. Die sendbriewe van Paulus en die ander apostels. Maar dit is nie die woord van God. Dit is geskrifte. Ons sal lewe van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En dit is waarom Jesus gesê het. Hy stuur aan ons die Heilige Gees wat ons sal leer en lei in alle waarheid en aan ons sal herinner aan dit wat hy gesê het. Sonder Jesus, sonder die Heilige Gees sal ons nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie. En baie Christene ken nie Jesus nie. Hulle ken nie die geskrifte. Jesus gaan vir baie mense sê, ek ken jou nie, gaan weg van my af. Waarom? Omdat hulle die geskrifte geken het, maar die Jesus, die woord van God self, het hulle nooit geken nie, en hulle het hom nooit gehoor nie, en hulle wou nie. Baie mense spandeer tyd met die geskrifte, maar hulle het nie 'n minuut tyd om met Jesus self, die woord van God te spandeer, en te luister wat hy vir hulle sê nie. Ons moet tyd in die teenwoordigheid van Jesus deurbring. Dan sal ons hom leer ken. Nie deur die geskrifte nie, my vriend. Ek en jy moet self hoor van Jesus. Ons sal lewe van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Ons is om die bos gelei. Jesus Christus self is die woord van God. Hy het gesê, as jy die een wat my gebooie het en hulle bewaar, dit is die een wat my lief het. En ek en my Vader sal by hom kom woon en ek sal my aan hom openbaar. Wat ons nodig het is die openbaring van God, die openbaring van die Here Jesus self. As ons sy skape is, sal ons sy stem ken en na hom luister. Hulle wie deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Is jy 'n kind van God? Is jy 'n skaap van liewe Jesus? Ken jy die koning van die konings? Die God bo alle gode, Jesus Christus? Of ken jy die geskrifte? Dis tyd om Jesus te leer ken, my vriend. Hy gaan vir baie mense sê in daardie dag. Gaan weg. Ek ken jou nie. Jou nooit geken nie. Jy wat die ongeregtigheid werk. Ons het Jesus nodig. Niemand kom by die Vader behalwe deur Jesus nie. Hy is die weg, die waarheid, die lewe. Hy is die deur waardeur ons ingaan, maar hy moet ons ken. En as hy ons nie ken nie, sal hy ons nie in sy hemelheerlikheid toelaat nie. Ons het 'n verhouding met Jesus nodig. Hy moet my ken. Die Here seën nie.